Daar's absoluut geen sin vir ons om by mekaar te kom week in en week uit, om 'n godsdienstige handeling te doen. Maar ons ervaar en ons beleef niks van hierdie God van wie ons praat en van wie ons sing. Ons ervaar niks van daai God nie. Dis insanity. Julle ken almal die definisie van dit, nê? Is wanneer jy dieselfde ding oor en oor doen en elke keer 'n ander uitslag, 'n ander uitkoms verwag. En dis wat ons doen. Ek praat nou in Hebreë, die kerk oor Hebreë, nê? As ons kan verstaan toe hulle donderdag na die hemelvaart, 10 dae later, toe sit en wag daai klomp disippels bymekaar, 120 van hulle in 'n bokkamer, en hulle sit en wag vir die belofte wat Jesus vir hulle gemaak het. Kan julle onthou wat was daai belofte? Hy sê, ek gaan nou na my Vader toe. Hy sê, maar gaan julle nie soos weeskinders agterlos nie. Ek praat nou die dag praat ek so 'n bietjie met van ons mense en ek sê vir hulle, kan jy dink as jy een van daai disippels was wat saam met Jesus geleef het vir 3 jaar, jy het skouers geskuur saam met hom, jy het hierdie ervarings, jy het hierdie belewennisse saam met hom gehad. Onthou, hy het jou van 'n niemand, van 'n zero het die Here Jesus jou gegryp en nou maak hy jou skielik 'n hero. Want onthou, hulle was vissermanne gewees. Algemene mense, ongesiene mense. Nie enige in die belangrike sosiale kringe beweeg van die dag nie. En skielik kom hierdie ou op die scene and he takes you out of the darkness, jy uit die skaduwees uit kom en hy vat jou en hy maak jou iemand. En almal begin jou ken en almal weet wie jy is as gevolg van jou afstand wat jy met Jesus het. Because of the power of association, omdat jy so naby aan hom geassosieer het, nou skielik kry jy so 'n bietjie belangrikheid. Skielik raak jy nou 'n bietjie 'n meneer. As iemand aan Jesus toe wil kom, dan sit nie sommer hulle kom net by hom uit en sê, "Wag, praat jy so 'n bietjie met my?" En die mense begin uit agterkom. En mense besef toe wel as ons by Jesus wil uitkom, dan moet ons by een van hierdie disippels uitkom. So skielik begin hulle baie belangrik raak. Ag, hoor jy sê gou vir my Johannes, skus man, wil nie vir jou, ek sien jy's baie naby aan Jesus, wil nie vir jou 'n woordjie daar insit nie. Weet, kan jy nie vir my 'n deur gee my nommer vir hom gee nie. Hy bring hulle in daai prominensie in. En dan maak hy hierdie stelling om vir hulle te sê dis vir julle eintlik beter dat ek weggaan. Gaan nie sin maak nie, nê. Gaan nie sin maak om te dink dat ek het saam met hom geleef en beweeg en al hierdie groot goed ervaar en wat dit nie net vir ons gedoen het nie, maar die skudding en die revolusie wat Jesus vir ons kom wakker maak en kom aanspoor het om aan te vuur en te soek en te dryf. Nou sê ek gaan weg. Maar hy maak vir hulle hierdie stelling. Hy sê, maar as ek weggaan, dan gaan ek die helper na julle toe stuur. Daai helper, daai wat Jesus sê wat hy gehad het toe hy op aarde was om te kon doen wat hy gedoen het. Daai gees wat hy gehad het binne in hom, die Heilige Gees wat siekes gesond gemaak het, blindes laat sien het, die wat vasgevang is in die tronke vrylating te gee, die wat se harte gebroken is heel te maak. Hy sê, daai gees wat ek gebruik het om demone uit mense uit te dryf, wat mense vashou en mense bind. Hy sê, daai selfde gees gaan ek na julle toe stuur. Hy sê, dan gaan julle dieselfde doen as ek en groter goeders. Hoekom praat ek daaroor? Want as jy hier sit en dit wat hier gebeur is vir jou half vreemd en jy mekaar, dan sê dat jy verstaan nie dat ons God 'n geesgod is nie. En jy verstaan nie dat as daai Heilige Gees, daai helper, as hy opdaag, dan wil hy kom help. Ons probleem is, ons is deur die jare geleer dat God hierdie God van orde is. Amen. En ons orde en God se orde, die verstaan van orde is twee verskillende goed. Ek sê baie keer, as jy hierso in die woud inloop, hier by Witfontein, as jy wil sien die verskil tussen God se orde en die mens se orde, dan kyk jy net hoe die plante groei daar. Die mens se orde, as jy in daai plantasies inloop, dan is al daai bome so geplant, onthou julle, nee? Maak nie saak waar jy loop, hulle so 'n ry, is eintlik depressing. Want dit is so presies, alles op sy plek. Maar dan loop jy uit daai mensgemaakte, aangeplante woud, loop jy uit, en jy loop binne in die natuurlike woud in. Chaos. Het jy al gesien? Niks maak sin daar binne nie. Dis takke en bome en bosse, groot en klein, verskillende kleure, daar's bossies, ek meen, dis nag. Dit lyk asof iemand se saadsak iewers ontplof het daar, en alles het die wêreld vol geskatter.
Maar tussen watter ene van daai voel jy op jou beste? Tussen watter een van daai sal ons betaal om in te gaan vakansie hou en te gaan kamp? Tussen hy wille en hy woeste ene. En dis die probleem wat ons het. Ons het 'n idee van hoe God se orde lyk. En as jy sien wat het gebeur toe daai Heilige Gees, daai belofte wat Jesus gemaak het toe hy gesê het, hoorie, gaan wag vir daai uitstorting van die Heilige Gees. As jy jou Bybel ken en jou Bybel gelees, dan sal jy sien toe daai uitstorting plaasvind. In ander woorde, toe daai Heilige Gees opdaag tussen daai 120 mense, toe's dit chaos, ouens. Sê so 'n bietjie chaos. Dit het hulle so oorweldig dat hulle alle sin van ordentlikheid en alle sin van orde het hulle verloor. Want skielik was hulle onder die beheer van daai Heilige Gees. Kan julle onthou wat so goed het met die mense alles gebeur daar? Wie van julle kan onthou? Hulle het wat gedoen? Hulle het in snaakse tale begin praat. Is nie daai vreemde tale wat jy praat as jy kwaad is of jy vererg vir iemand nie? Dis daai hemelse tale. Tale wat niemand verstaan, wat niemand geken het daar. En die Bybel sê daar het so rukwind in daai gebou ingekom en dit het alles geskit. En die volgende oomblik toe sal sulke tonge van vuur op elkeen se koppe. Onthou julle ouens dit? Kan julle dit onthou? Ek sien 'n klomp van julle het sonnaskool gebank, nê? Want julle nie lekker waarvan ou praat nie. So dis so geweldig gewees wat daar plaasgevind het dat die ander klomp Jode wat hier buitekant geleef het, was so in skok oor wat hulle gesien het nou hier plaasvind. Dat hulle onder mekaar gepraat het en die gevolgtrekking waartoe die meeste van hulle gekom het is, hierdie ouens is almal gesyp. Dit staan daar, gaan lees jou Bybel in Handelinge 2. Die Bybel sê hierdie ouens het almal gedink maar hulle is onder die prop, want hulle gedra hulle soos dronk mense. Eina, nee, orde. Eina, gedra jou, jy is in die kerk. Daar gebeur iets in daai bovertrek. Daar gebeur iets met daai mense se lewens dat hulle landsgenote, die ander Jode, wat weet hoe dat 'n Jood moet optree en hoe hy hom moet gedra, totaal en al verstom is, want hulle sien wat hier gebeur is vreemd vir ons. Ons het sekere tradisies. Ons het sekere gewoontes. Wat is daai mooie Afrikaanse woord? Ek dink dit is tradisies geweest. Ja, ons het hierdie tradisies wat ons onderhou. Ons word geken aan hierdie sekere manier hoe ons optree, hoe ons praat en hoe ons dinge doen. En nou kom hierdie Heilige Gees wat Jesus beloof het en hy ruk daai hele struktuur van hulle uitmekaar uit. Daai godsdienstige struktuur. En die kerk van die Here Jesus word gebore daar. En skielik begin hierdie Gees van God in daai gewone algemene mense wat daar by mekaar gekom het, begin daai Gees van God in elkeen van daai individue begin doen en maak soos wat Jesus gedoen en gemaak het toe hy vir 3 jaar op aarde was. En 2000 jaar later kon nog niemand daai beweging gestop het nie. 2000 jaar later word mense se lewens nog steeds verander deur dit wat daar plaasgevind het. Jy en ek is die getuienis daarvan. Amen. Jou lewe is verander. Jy het by Christus Jesus uitgekom, hy het jou gesond gemaak, jou gemaak, gered, gewas met sy bloed, want daai krag van daai Heilige Gees is nog steeds operasioneel vandag. Amen. Die fout wat ons maak is ons wil hom baie keer binne in 'n bottel druk, soos 'n genie in die bottel. Ons wil hom daar binnekant hou, ons wil hom kan beheer. Ouens, hierdie Gees van God kan nie beheer word nie. Ons probeer, maar hy is hier op die aarde geplaas om 'n werk te doen. En daai werk is om mense te oortuig van sonde en van oordeel en van geregtigheid. Die werk van die Heilige Gees is om met mense te werk, om in jou en my te werk, sodat ons hierdie werk wat Jesus begin het, kan voortsit. En dis hoekom wanneer ons hier by mekaar kom en dit klink vir jou asof ons net 'n klomp geraas maak, en dit klink vir jou asof mense vorentoe kom en net goeders op 'n mikrofoon sit en sê, en jy dink jy sê maar dit klink vir my amper half sekterig. Onthou julle, ons is jare terug deur hierdie goed gewaarsku. Onthou julle, wie van julle almal kom uit die NG Kerk uit? Né? Toe jy die eerste keer jou voet in so 'n kerk gesit het, onthou jy Jacques spot altyd ouer? Jy kom hier in jou maal het vir jou gesê kan soontoe gaan, maar jy bid nie met al twee oë toe nie. Jy moet een oog oop hou want jy weet nie wat doen daai mense met jou nie. Daai kom damduikers. Daai happy clappies.
Nee? Yes, ons praat baie in ons land oor die apartheid wat ons gehad het onder blankes en nie blankies, maar weet jy wat se apartheid was daar tussen die Pinksterouens gewees, ons geesvervulde mense en die tradisionele kerke gewees? Eerlikwaar, ouens. Robert? Ek wil nou eintlik so Howie inkry, maar julle het lekker op ons neergekyk, né? Julle het gedink julle is baie bright sparks, né? En dit is wat ons nooit mag vergeet nie. Dis wat ons altyd moet onthou, is dat daai selfde Heilige Gees is nog steeds hier vandag in sy selfde sterkte, beskikbaar en bereid om jou en my aan te raak, soos wat hy 2000 jaar terug gedoen het. Want hy stel belang in jou. Hy ken jou seer, hy ken jou pyn, hy ken jou angste, hy weet waarmee jy gekonfronteer word. En ek dink almal van ons kan saam met mekaar getuig. Niks van ons menslikheid wat ons op staat maak. Niks van ons wysheid. En dis party van ons wat baie slim is. Regtig, hier sit mense in ons geleedere wat verskriklik intellektueel is. Maar my bedryf het ek gesien hoeveel mense wat verskriklik intellektueel is, wanneer die poppot deur die waier gaan, dan val hulle lewens uitmekaar uit soos almal anders van ons sinne. En weet jy waar kom sit hulle? By 'n ou dom vissermandjie. Ek weet, ek lyk baie slimmer as wat ek is. Ek weet ek fake julle, maar dan kom sit mense wat verskriklik slim is by iemand, en dit is nie oor ek nie. Dit kan by enige iemand wees wat geesvervuld is, en hulle wil by iemand kom hoor, waar kan ek my hulp vandaan kry, want my slimmigheid is beperk. Dus hoekom die skrywer in Spreuke sê, hy sê, do not lean on your own understanding. Do not lean on your own understanding. Nou het ek nie 'n probleem nie, verskoon my as hier van die ouens wat voel ek pik nou op jou as ek sê jy is intellektueel en jy kan dit nie cope nie. Ek wil nie dit minimaliseer nie, wat ek vir jou probeer sê is, maar moenie die fout maak om te dink dat dit die ding gaan wees wat jou gaan help wanneer die pop op die waier gaan. Wanneer vrees en angs op jou afstorm. Dis net hierdie gees, hierdie parakletos, hierdie Heilige Gees ons helper. Dis net hy wat jou en my kan help. Amen. Want daar's plekke ouens wat maak nie saak of jy sterk is nie, dit maak nie saak of jy slim is nie, dit maak nie saak of jy ryk is nie. Wat daai goeders nie genoeg is vir wat jy nodig het op daai oomblik nie. Dis net die bonatuurlike. Dis net dit wat Jesus gesê het, ek weet julle dit nodig, dis hoekom ek hom 'n helper genoem het. Sê so 'n bietjie helper. Kyk vir iemand langs jou en sê vir hom, help my. Paulus maak hierdie stelling en hy sê, pas op dat julle nie die Heilige Gees bedroef nie. Hoekom sal Paulus daai woorde sê? Hoe sal jy die Heilige Gees bedroef? Dis wanneer hy kom om jou te help en jy sê, got this. Moenie worry nie, ek is alright. Ek is okay. Wie van ons weet daai famous last words? Nee? Ek's okay, ek het dit, ek kan ek. En dan sê hy, gentleman, you will step back. En hy sal jou besluit sal hy eer. Hy sal jou nie los nie, dat jy heeltemal vergaan nie. Hy gaan net uit jou pad uitkom, sodat jy kan aanvoeter in jou krag en in jou sterkte. Want hy weet, dit gaan jou net so ver vat. Maar daar waar jy val, is hy getroue God, hy gaan jou daar kom vang. Maar jy moet hom die kans gee. En dit is hoekom ons, wanneer ons hier so by mekaar kom, ouens, want ons beweeg nou in daai tyd van Pinkster in, ons beweeg nou in daai tyd in. En het is belangrik dat ons sensitief begin raak, ons as kinders van die Here wat sê ons is gees vervuld. Dis tyd dat ons net opnuut weer onthou, soos wat ons doen met die nagmaal, that you can't make it on your own. Ek en jy het hierdie Heilige Gees nodig. Amen. Hier sit Louise. Ekskuus Louise, ek jou uitsonder. Julle het nou gehoor, ons het so 'n paar weke terug vir julle vertel van Niels wat afgesterf het. Hy het altyd hier voor gesit. So 'n lang man met sulke spierwit hare. Hy het altyd so lang baadjie aangehad. Ek het sê nogal hy so mix tussen Clint Eastwood en John Wick. Hy kom hier aan met daai baadjie hier ingestap, maar kom staan hy hierso. Lief vir die Here, uitverkoop in die Here. 3 maande terug siek geraak. En so sy lewe verloor. Ons het hom nou in die week wat verby is, het ons hom begrawe. As dit nie vir daai helper en die Heilige Gees was nie, weet ek nie hoe hierdie vrou dit gemaak deur dit nie.
Amen, Louis? Want hy is ons vertrooster. En sy ervaar en sy beleef hom binne in haar nood waar sy nou is, ervaar en beleef sy hom as die een wat haar vertroos. Maar as Louise hom nie toelaat nie, kan hy nie die werk vir jou doen nie. En dis wat ons moet onthou. Ons het hierdie Heilige Gees, hierdie helper, het almal van ons nodig. Hou op taf probeer wees. Hou op slim probeer wees. Hou op om te dink jy kan God uitredeneer en jy kan jou situasie en jou probleem uitredeneer. Jy gaan tot op 'n punt kom, ouens, dan gaan jy jou bly vashardloop. En dis wat die vyand jou wil hê. Hy soek ons moet op ons eie krag staat maak. Hy soek dit, hy hoop, hy bid, hy sit so. Nie dat hy bid nie, maar hy sit so. Come on, jy kan dit op jou eie maak. Moenie vra vir hulp nie, moenie sê help my nie. Come on, jy kan. Want hy wil steel, en hy wil slag, en hy wil verwoes. Ek het dit op 'n plek gekom in my lewe wat ek lank al vrede gemaak het daarmee. Dit is vir my baie lekkerder om te sien hoe dat die Here my kom red. En hoe dat hy my uithaal uit hierdie put van modder uit. En hoe dat hy vir my in die aangesig van my teenstander kom dek hy vir my 'n tafel. En daar waar die vyand sy planne vir my opgelyn het om my te laat val, om my huwelik uitmekaar uit, my besigheid, my kinders, my finansies, waar hy kom om my menswees aan te val, en hy sit en hy hou daai duime vas en daai vingers gekruis. En hy sien hoe dat God my roep, en hy sê vir my, hey, my seun, kom sit. En hy dek 'n tafel, en in die aangesig van my teenstanders, begin God goedheid en guns voor my uitpak. So op die tafel neer, dis my disse, dis wat hy vir my sê, hierso eet van my goedheid, eet van my voorsiening, eet van dit wat ek vir jou gegee het, van my genade, it's yours, take it, enjoy it, my son. Ek gee vir jou die lewe in dit in oorvloed. Wie van ons almal soek daai lewe in oorvloed? Ouens, jy kry dit net, wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees in en deur jou lewe werk. En dis vreemd, nee, want dis iets wat, daar's nie 'n wetenskaplike of 'n wiskundige formule wat jy het, wat jy kan uitwerk om dit neer te pen of vir iemand te bewys nie. Dis net iets wat jy uit ervaring kan beleef. Amen. En as jy nie honger is vir dit nie, as jy dit nie soek nie, as jy nie besef jy dit nodig nie, ouens, dan moet jy tevrede wees om op die kantlyn te sit en te sien hoe dat ander mense in God se goedheid en in God se guns leef. Dan moet jy tevrede wees om ander mense se stories te lees van wat God in en deur hulle lewens doen. Dan moet jy tevrede wees om te sien hoe dat ander mense deur God gebruik word en jy sit en wens en wag dat ietsie met jou gaan gebeur. En hiermee maak ek klaar. Want vir ons as kerk, vir ons as kinders van die Here, is dit vir almal van ons beskore. Sê vir iemand langs jou, dit is vir jou beskore. Hierdie Heilige Gees, hierdie Gees van God, is vir almal van ons wat sy kinders is. Want God wil almal van ons gebruik. Amen. Maar as die duiwel jou kan as hy jou in 'n knoop kan kry, in 'n greep kan kry met bekommernisse, met stres en met worry en met die dinge van hierdie lewe, as hy jou met dit in 'n greep vaskry, hoe gaan jy kan doen wat God jou voorgeroep het? Vertel gou vir my. Jy is so besig om te fight om te oorleef. Jy kan nie doen wat die Here jou voorgeroep het nie. Want wat is dit wat hy ons voorgeroep het, kerk? Om vrug te dra. Johannes 15. Hy sê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies. Sê vir iemand langs jou, jy's gekies. Hy het jou gekies om wat te doen? Om vrug te dra. Hy sê inteendeel om veel vrug te dra. Hy sê en jou vrug moet hou, dit moet standhoudend wees. So daar is 'n verwagting van God af om vrug te dra. Dink jy die vyand wil hê jy moet vrug dra? Hoekom nie? Hoekom nie? Hoekom wil die vyand nie sien dat jy daai vrug wat God jou geroep het om te dra, dat dit in jou lewe na vore moet kom nie? Jo. Verstaan julle? Want hy weet wanneer ons begin doen wat ons doen, dan we will plunder hell and we will populate heaven. Maak dit vir jou sin? Want ons gaan mense uit die kaak van die dood uitruk en ons gaan mense uitbring by Christus sodat hulle gesond en heel kan word. Amen. So wat moet sy taktiek wees? Hy moet jou en my so vaskry met die lewe.
Hy moet ons so vaskry met die dinge en die issues van die lewe, dat ons nie kan sien waar het ek tyd en plek, dat ek kan doen wat die Here my voorgeroep het nie. So nou dra ek nie vrug nie. En nou weet ek, God vra van my om vrug te dra, nou dra ek nie goeders nie, hoe voel ek? Dis 'n loser, ja, Sarah. Nee, ek voel so. So nou kom ek onder condemnation, nou kom ek onder veroordeling. En wat gebeur as ek so onder daai veroordeling doen? Wat het met Adam gebeur? Hy gaan kruip weg. Gaan kruip weg. En dis waar God elkeen van ons soek. Of die duiwel, het ek dit eerder sê. Hy soek jou op 'n plek waar jy gaan wegkruip, waar jy sleg voel, skuldig voel, en dit beteken jy is oneffektief in God se koninkryk. En ek herhaal myself. Dis hoekom ons hierso onder mekaar moet ons hierdie werk van die Heilige Gees, ons moet dit stir, ons moet toelaat dat die Heilige Gees sy werk in ons midde kan doen, sodat ons gesond kan word, sodat ons heel kan word, sodat ons effektief kan wees, dat ons kan doen wat ons voorgeroep is om te doen. Dis ons missie, kerk. Dis al bestaansreg wat ons het. Verstaan jy hoekom ons laasweek gepraat het oor being busy? Verstaan jy nou die vyand se strategie? Being under Satan's yoke. Hy soek jou besig, hy soek ons moet kwaad raak, hy soek ons moet nikkerig raak. Ons moet so ingetrek raak in die dinge van die wêreld. En moenie die fout maak nie. Moenie die fout maak dat wanneer ons sê jy moet in God se vrede inkom en in sy rus inkom, en dat is die Heilige Gees jou lei, moenie die fout maak om te sit en wag dat alle oppositie soos mis voor die son gaan verdwyn nie. Moenie sit en verwag dat alles nou skielik maanskyn en rose gaan raak. Moenie verwag dat dit nou plain sailing gaan wees nie. Dis nie wat Jesus ons gesê het nie. Hy het gesê in al hierdie dinge, in jou geveg, in jou teëspoed, in die druk van die lewe, in al daai goeders, sal ek jou vredevors wees. Dit beteken dat wanneer hierdie goed aangestorm kom na my toe, hierdie wind en die water, hierdie goeders na my toe aangerol kom van die lewe, dat omdat ek die vredevors binne in my het, en ek doen wat Dawid gesê het, ek vestig my hoop op hom, dan kan hierdie goed om my te kere gaan soos wat dit wil. Ek onthou, my Here, U het beloof, U sal my vashou in die palm van die hand. Ek onthou U woord sê, niks sal my uit U hand uit kan ruk nie. Ek onthou dat God sê vir my, as Hy vir my is, wie kan teen my wees? Ek onthou daai goeders. En die vyand wil hê ek en jy moet in vrees reageer. Sê ek, stop net daar. Ek raak rustig en ek weet, Here, U, as ek U stem hoor omdat ek rustig is, dan gaan U my hier deur die dal van doodskade weer lei. I will fear no evil. Sê vir iemand langs jou, I will fear no evil. Hoekom? Want hy het geweet, God is by hom. Dis al wat hy moes onthou. Hy moes net daai een ding onthou, God is by my. Want in die hitte van die stryd vergeet jy die skrifte, jy vergeet die preke, jy vergeet die boeke wat jy gelees het. As daar een ding is wat jy moet onthou, is wat Dawid gesê het, God is by my. En ek hou aan daai waarheid vas. En dis waar God ons wil hê, dat ons bewus raak van dit, dat ons in daai rus en in daai vrede inkom. En dan gaan jy sien hoe gaan die Heilige Gees begin om in en deur jou lewe te werk. Jy gaan sien hoe dat die Heilige Gees jou gaan lei, jy gaan hoor, hy gaan jou vat waartoe jy moet gaan. Want wat sê Psalm 23, waartoe wil hy ons vat? Waters wat? Rus is. En waartoe nog? Groen weivelde. Hy wil jou soontoe vat, maar jy moet gelei word soontoe. En hy spreek van dit wat hier binnekant gebeur. En dis waar ek wil wees. Amen, kerk. Staan gou saam met my asseblief.